Goeiemôre. Dis baie lekker vir my om weer hier saam met julle te gesels vanoggend. Ja, met die laat Paasfees naderkom, wil ek graag bietjie oor Paasfees praat. My tema vanoggend is geen jaarlikse Paasfees naweek in die Bybel. Geen jaarlikse Paasfees naweek in die Bybel. Nou ja, ek weet nie of dit skokkend klink nie, maar kom loop saam met my deur. Dan dink ons 'n bietjie oor hierdie tema van my. Uh wanneer is Paasnaweek? Nou natuurlik weet ons kyk op die kalender, maar as ek vra wat is Kersfees se datum? Dan weet jy seker onmiddellik. Een en elke mens weet onmiddellik ons vier Kersfees op 25 Desember. So wat is Kersfees datum? Se datum? 25 Desember. Maar wat is Paasfees se datum? Weet jy? Nee, ons weet nie. Ons weet nie wat is Paasfees se datum nie. Hoekom nie? En dit is waaroor die praatjie gaan. Dat ons eintlik 'n probleem het met Paasfees datums. So, wanneer is die Paasnaweek? Hoekom skuif die Paasnaweek rond op ons kalender? Die Paasnaweek skuif rond op ons kalender omdat dit 'n maankalender is. So in die Bybelse tyd is alles op die maankalender vasgestel. So die Bybelse datum vir Paasfees is 14 Nisan. Nou Nisan is 'n maand. En 28 dae maand pas nie in 'n jaar van 365 dae nie. So daarom moes daar aanpassings gemaak word. En daarom is ons maande ook nie almal ewe lank nie. Ons het 30 dae en 31 dae maande omdat daar aanpassings gemaak moes word om die maande in te pas in die jaar sodat ons nie uitraak met die maande nie. Ehm so Paasfees skuif rond omdat Paasfees deur 'n maankalender bepaal word. Nie met die Gregoriese kalender wat ons deesdae gebruik nie. So met Jesus se kruisiging het die Paasnaweek oor 'n naweek geval, op die naweek geval. En dit is hoe ons dit dan leer ken het. Nou as ek net gou 'n bietjie vir julle sê wanneer val die Paasdatum, die Bybelse Paasdatum 14 Nisan op verskillende jare, dan sal julle sien dat dit 'n probleem is. Want ons gebruik nie meer 14 Nisan as die datum vir Paasfees nie. Ek sal nou sê hoe ons dit gebruik. Maar 14 Nisan was sê maar in 2024 of 22 April. 2025 was dit 12 April. 2026 is dit 1 April. So jy sien dit skuif af rond. En ons vier dit altyd oor 'n Paasnaweek. Nou in 2024 was 22 April op 'n Maandag. Die volgende jaar 2025 het Paasdag op Saterdag geval. In 2026 val Paasdag 14 Nisan op 'n Woensdag. So dis onmoontlik dat Paasfees dan altyd oor 'n naweek val. En dit was eintlik 'n probleem gewees. En ook in die vroegste kerk het die mense begin agterkom dat dit nie so is nie. Die Bybel sê die vrouens het na die graf toe gegaan op die eerste dag van die week en gesien dat Jesus opgestaan het. En nou skuif dit rond op die kalender. Die Paasfees is nie altyd die Paasondag is nie altyd die Sondagoggend nie. Die opstanding van Jesus word nie altyd gevier op 'n Sondagoggend nie. En dit het 'n probleem geskep. En daarom het die kerk hier in rondom 325 na Christus besluite daaroor geneem. Nou aangesien die 15de Nisan die eerste volmaan na die dagewening is, né? Onthou julle 2 keer 'n jaar
In Maart en September is die dag en die nag ewe lank. Nou die dagewening hier in Maart maand rond, dit is min of meer waar 15 Nisan val altyd. So, aangesien die 15de Nisan die eerste volmaan na die dag en nag ewening is, val Paasfees gewoonlik naby daardie datum. Daar is toe in 325 vasgestel, bepaal en gesê, ons gaan Paasdatum as volg vasstel. Paasfees word gevier op die eerste Sondag na die eerste volmaan, na die dag en nag ewening. Nou in die lente in die noordelike halfrond, maar by Maart rond. Ja, so dit is hoe ons Paasnaweek vasgestel word. Sodat Paas-Sondag altyd op 'n Sondag val, sodat die opstanding van Jesus altyd op 'n Sondagoggend gevier kan word. So, dit is 'n baie interessante ding dat dit so werk. Maar luisteraar, dis nie die enigste probleem met die datum van Paasnaweek nie. Dit is eintlik baie moeilik om regtig vas te stel hoe die datums geloop het rondom daardie Paasnaweek wat Jesus gesterf het. Wat ons wel weet is, Jesus het was reeds opgestaan op die Sondagoggend. Die vrouens het na die graf gegaan die Sondagoggend en gesien die graf is leeg. Maar hoe werk die tydlyn toe Jesus gesterf het op die kruis? Wanneer het Jesus opgestaan? Sondagoggend. Wanneer is Jesus gekruisig? Dis 'n bietjie moeiliker. En dan die bepalende vraag is, was Jesus 3 dae in die graf? 3 dae en 3 nagte. En dit is vir my persoonlik nogal 'n moeilike vraag om te antwoord. Hoe bereken ons dit? Ja, tradisioneel toe ek jonger was en gevra het die dominee vir my gesê, ja, 3 dae of dele van dae. Nou ek is nie meer so oortuig daarvan nie. Ek dink die Bybel is meer presies as om te sê 3 dae of dele van dae. So, kom ons kyk net na die datum van die opstanding, soos die Bybel aandui, op die Sondag, die eerste dag van die week. En daai Sondag dan was dan ook binne in die fees van die eerste vrugte gewees. Kom ons lees in Levitikus 23. Dan sien ons die datums soos dit deur die Bybel aangedui word. So God het vir die mense gesê in Levitikus 23 vers 5 en 6. Dit is hoe die Paasfees datums moet wees. Levitikus 23 vers 5 en 6. Op die 14de van die eerste maand, dis Nisan, teen skemer moet julle die Paasfees vier tot eer van die Here. So die aand van die 14de Nisan moet julle die Paasfees vier. Vers 6. Op die 15de van dieselfde maand, maar die 15de Nisan, die volgende dag, begin die fees van die ongesuurde brode tot eer van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. So, hierdie fees begin die een dag, die volgende dag begin daar 'n 7-daagse fees. Maar dan binne in hierdie Paasnaweek het ek al van tevore oor gepraat ook, is daar die fees van die eerstelinge, die eerste gerf, die eerste vrugte. En daarvan lees ons dan net so 2-3 versies verder in Levitikus 23 van vers 10 en vers 11 lees ons daaroor. Praat met die Israeliete en sê vir hulle: Wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priester toe bring. So dis die fees van die eerstelinge. Die eerstelinge in hierdie geval dan, die eerste gerwe van die graanoes. Hy moet die gerf voor die Here aanbied, dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. So, wat is die datums dan van Paasfees volgens die Bybel? Die Paasmaal word op 14 Nisan gevier, die aand van 14 Nisan.
Op 15 Nisan begin die 7-daagse fees van ongesuurde brode. En die fees van die eerste vrugte is die dag na die Sabbat. So daar's nie 'n datum vir die fees van die eerste vrugte nie, anders dan as net die dag na die Sabbat. Nou tradisioneel het ek geglo, en dit het ek ook al so in 'n video opgeneem 'n jaar gelede en gesê Paasfees het op 14 Nisan geval, die Paasmaal en die kruisiging. Op die 15de tot die 21ste is die fees van ongesuurde brode. Die Bybel sê dit vir ons. En dan staan daar die fees van die eerste vrugte, die dag na die Sabbat. Nou, daar's nie 'n datum nie. Ek het dan gesê 14 Nisan Paasfees, 15 Nisan ongesuurde brode, 16 Nisan die fees van die eerste vrugte. Maar ek begin twyfel of dit die 16de Nisan was. Nie dalk die 17de of die 18de Nisan nie. Onthou, daar's geen vasgestelde kalenderdatum nie. Dit kan dalk 'n bietjie die kant of daai kant skuif, want dit moet na die Sabbat wees. Nou daar is meer as een Sabbat in daardie week gewees ook. So ek gaan 'n bietjie hieroor praat nou. Nou hoe word dit bepaal? Onthou in Matteus 12 vers 40 en ander plekke word daar gesê die Messias, die seun van die mens, soos Jona, moet 3 dae en 3 nagte in die graf wees. En dis ons probleem. So ek lees vir ons Matteus 12 vers 40. Want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. As ons dan sê die Paasfees is van Vrydag, Saterdag en Sondag, dan kan ons nie 3 dae daarin pas nie. Dan is dit onmoontlik om te bewys dat Jesus 3 dae en 3 nagte in die graf was. En ek het daarvan begin hou dat ons kerke deesdae nie meer Paasdiens die Vrydag hou nie, maar wel Donderdag aand. Dit het al klaar vir ons gewys, ons het 'n bietjie beter verstaan. Want onthou, die Joodse dae begin eintlik 6:00 die aand. So dit het sin gemaak dat mens dan Donderdag aand Paasfees vier en nie Vrydag nie. So dit het daarom nou al 'n bietjie datum langer gemaak vir hierdie 3 dae en 3 nagte. Goed, 'n ander tegniese probleem is dat wat staan in Genesis toe die dae die skepping gemaak is en die dae aangekondig is. Daar staan en dit was aand en dit was môre. Die eerste dag. Dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En dis agterste voor, né? Nee? Ons werk mos nie so nie. Ons dag begin 12:00 die nag en 12:00 die nag. Maar ons sê nie dit was aand en dit was môre nie. Ons doen dit nie so nie. Maar die Bybelse dae loop van 6 namiddag tot 6 voormiddag. So 6:00 die aand begin die dag. Ek wil sê begin die volgende dag. Ja. Dink net 'n bietjie as jy Joodse vriende het of Messiaanse Joodse vriende het wat die Sabbat vier. Wanneer vier hulle die Sabbat? Hulle vier die Sabbatsmaal, die Seder soos hulle dit noem. Vrydag aand 6:00. Vrydag aand 6:00 begin die Sabbat. En Saterdag is eintlik 'n Sabbat. Maar dit begin al Vrydag aand. So Vrydag aand 6:00 begin die Sabbat en hy duur net tot Saterdag aand 6:00. So ek wil amper sê Saterdag aand, laat aand is nie meer Sabbat nie. En ek het al gehoor mense spot en sê, ja, Saterdag aand word daar baie partytjies in Israel gehou, want dis nie Sabbat nie, dis die dag na die Sabbat. Dis val al op die volgende dag. So en dit is 'n belangrike ding om te onthou. Jesus was 3 dae en 3 nagte in die graf en die Bybelse dae begin 6:00 die aand. En dit maak dit baie moeilik om vas te stel presies op watter dag Jesus gekruisig is. Dat ons wel weet is dis die 14de Nisan, 15de en dan die dag na die Sabbat. So, watter dag was Jesus in die graf? Dit is eintlik nou vir my baie moeilik. En jy luisteraar,
as jy nie saamstem nie wat ek dink baie gaan, as jy vra het, as jy meer wil weet, as jy vir my wil raad gee, asseblief kontak my. En help my om hierdie dae uit te sorteer. Ek het nou op die internet ook gekyk, daar's heelwat video's op YouTube en ander geskrifte wat mense maar stoei met die datums van Paasfees en met wanneer Jesus dan gekruisig sou gewees het en hoe lank en tot watter dae in die graf sou gewees het. So kom ons kyk dan. Watter dae was Jesus moontlik in die graf? As Jesus Vrydag, Saterdag en Sondag in die graf was, soos ons tradisioneel Paasnaweek vier, dan het ons 'n probleem want dit Vrydag aand uh uh as hy dan gekruisig is, dan is hy Saterdag eendag in die graf en Sondagoggend het hulle al gesien dat hy opgestaan het. So dis een volle dag en twee gedeeltelike dae. As ons Donderdag aand die Paasfees vier, dan is die hele Vrydag en die hele Saterdag daarom ingesluit. En dan Sondagoggend het hulle gesien hy het opgestaan. So dan is dit twee volle dae en twee gedeeltelike dae. Maar dit wys net vir jou hoe moeilik dit is om dan vas te stel watter dag Jesus gekruisig is en watter dag hy in die graf was. So, kyk net na hierdie moontlike uiteensetting en ek sien selfs baie geleerdes stoei met hierdie datums. Maar dink saam met my en kom terug na my en help my. Laat ons mekaar help om te kyk of ons nie 'n Bybelse verstaan van daardie eerste Paasnaweek kan kry nie. So Paasmaal en kruisiging, as dit Woensdag aand was en Woensdag nag, dan lyk dit so, dan Donderdag, dag 1 in die graf. Dis Woensdag aand tot Donderdag aand. Dis een dag in die graf. Dag 2 in die graf, Donderdag aand tot Vrydag aand. Dag 3 in die graf, Vrydag aand tot Saterdag aand na 6. Nou onthou, ons sê, die Bybel sê, Jesus het op die Sondag opgestaan. Nou, die vrouens het Sondagoggend by die graf uitgekom en gesien dat hy opgestaan het. Dit beteken nie dat hy Sondagoggend in ons moderne tydskalender opgestaan het nie. Hy kon enige tyd Saterdag aand na 6 uur opgestaan het. Dan het dit op Sondag geval. So hy het na alle waarskynlikheid enige tyd na Saterdag aand 6 uur het Jesus opgestaan uit die dood. Ons weet nie wanneer nie en dit maak nie saak nie, maar dit val dan op Sondag. So die opstanding dan is Sondagoggend, Sondagnag en Sondagoggend het dit bekend geword. So as ons dan dit terugwerk, dan sien ons dit lyk of die Paasmaal Woensdag aand geëet is. Maar dit net as ons sterk daarop staan om te sê hy was 3 volle dae en 3 volle nagte in die graf. En dan was van Woensdagnag tot Donderdagnag. Donderdag aand tot Vrydag aand. Vrydag aand tot Saterdag aand. Wat dan Sondag gee waar hy opgestaan het. Maar luisteraars, soos julle hoor, ek stoei maar self met hierdie gedagte. Soos julle weet, ek probeer baie hard dat ons die Bybelse datums, die Bybelse feite, die Bybelse inligting verstaan en volg en ken. Mag die Here jou help, my help, dat ons 'n bietjie aan hierdie dinge dink. En al stem jy nie met my saam nie, miskien open dit net iets in jou gedagte om te sê, ek moet nuut gaan lees. En weet julle, my YouTube kanaal waarop hierdie praatjie dan ook is, word ook genoem lees nuut, want ek het agtergekom ek weet so baie dinge nie. Ek moet letterlik nuut gaan lees. Nou op my ou dag, omdat ek agterkom ek het so oppervlakkig gelees en baie dinge nie verstaan of nie reg verstaan. Maar wat belangrik is vir hierdie Paasfees wat nou voor ons lê, is Sondagoggend die vrouens
dit gesien. Sondagoggend het die vrouens gesien, die graf is leeg. En daarna het Petrus en Johannes daar aangehardop gekom en hulle het gesien die graf is leeg. En kort daarna nadat hulle teruggegaan het Jesus dan aan hulle verskyn. Thomas was nie daar nie en Jesus het weer 'n keer aan hulle verskyn. Die Emmausgangers wat nog nie daarvan gehoor het nie, hulle was verbaas toe hulle vir Jesus gesien het. So die belangrike feit is dat Jesus Sondagoggend die eerste dag van die week opgestaan het. En daarom wil die kerk dit graag so vier. En daarom het die kerk in 325 besluit geneem te sê kom ons skuif die datum, ons bereken hom sodat hy altyd op 'n Sondag val. Maar dit lyk my as ons op die Bybelse datums wil gaan, dan is dit baie moeiliker om dit te bepaal. Want dan weet ons van 14 Nisan, 15 Nisan en die dag na die Sabbat wat Jesus opgestaan het. Wat eintlik dan op enige dag van die week kan val om dit te vier. Maar die jaar toe Jesus aan die kruis gesterf het daardie Paasdatums oor die naweek geval. En daaroor het ek geen probleem mee nie en ek vier dan ook graag die opstanding van Jesus op die eerste dag van die week. Mag hierdie Paasfees vir jou 'n besondere Paasfees wees omdat jy nuut lees. En aanvaar jy dat Jesus vir jou gesterf het as die Paaslam. As jy dit doen, dan hou jy by die essensie van Paasfees. Mag Jesus vir jou Paaslam wees. Ek bid dat jy nuut sal lees en nuut sal dink saam met my aan hierdie dinge. My nommer as jy graag wil kontak en raad gee of kritiseer, my nommer is 074 419 8353. Mag hierdie Paasfees vir jou 'n nuwe Paasfees wees. Seën vir jou tot ons weer gesels.